Hallo julle, ons begin met Deuteronomium vandag. Ons gaan begin met hoofstuk 1. Dis die 5de boek van Moses hierdie. Kort verhaal van wat met Israel in die woestyn gebeur het. Dit is die woorde waarmee Moses die hele Israel toegespreek het, oos van die Jordaan, in die woestyn in die vlakte teenoor Sif, tussen Paran en Toffel en Laban en Asarot en die Shaba. 11 dae is die pad van Horeb af na die gebergte van Seir tot by Kades Barnea. En in die 40ste jaar, in die 11de maand, op die eerste van die maand, het Moses met die kinders van Israel gespreek, net soos wat die Hemelse Vader ten opsigte van hulle aan hom beveel gegee het. Nadat hy Sion, die koning van die Amorite, wat in Hesbon gewoon het, en Og, die koning van Basan, wat in Astarat gewoon het, en Edrei verslaan het. Oos van die Jordaan, in die land van Moab, het Moses onderneem om hierdie wet te verklaar, deur te sê, die Hemelse Vader, onze God, het met my by Horeb gespreek en gesê, julle het lang genoeg by hierdie berg gebly. Trek weg en breek op en gaan na die gebergte van die Amorite, en na al sy naburige plekke, die vlakte, die gebergte en die laaveld en die suidland, en by die Sekes, die land van die Kanaaniete, en die Libanon, tot by die groot rivier van die Efraat. Kyk, ek gee die land aan julle oor, gaan in en neem die land in besit, wat die Hemelse Vader aan julle vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, en om dit aan hulle te gee, en aan hulle nageslag na hulle. En ek het met julle in die tyd gespreek en gesê, ek kan julle alleen nie dra nie. Die Hemelse Vader, julle God, het julle vermenigvuldig, en kyk, julle is vandag soos die sterre van die hemel, 'n menigte. Mag die Hemelse Vader, die God van julle vaders, by julle byvoeg 1000 maal soveel as wat julle is, en julle seën soos hy julle beloof het. Hou so ek die moeilikheid en die las en die regsaake van julle alleen kan dra. Bring tog wyse, verstandige en ervare manne aan volgens julle stamme, dat ek hulle as julle hoofde kan aanstel. Hierop het julle my geantwoord en gesê, die woord wat u gespreek het is goed om uit te voer. Toe het ek die hoofde van julle stamme wyse en ervare manne geneem en hulle as hoofde oor julle aangestel, owerstes oor 1000 en owerstes oor 100 en owerstes oor 50 en owerstes oor 10 en opsigters volgens julle stamme. En ek het in die tyd aan julle regters bevel gegee en gesê, neem julle broers en verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer en 'n vreemdeling wat by hom is. Julle mag in die gereg nie partydig wees nie, julle moet klein sowel as groot aanhoor, julle mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van God. Maar die saak wat vir julle moeilik is, moet julle na my toe bring, en ek sal dit in verhoor neem. So het ek julle dan in die tyd al die dinge beveel wat julle moet doen. Toe het ons van Horeb af opgebreek en ons het daardie hele groot, vreeslike woestyn deurgetrek, wat julle op pad na die gebergte van die Amorite gesien het, soos die Hemelse Vader onze God ons beveel het, en ons het tot by Kades Barnea gekom. Toe het ek vir julle gesê, julle het tot by die gebergte van die Amorite gekom, wat die Hemelse Vader onze God aan ons sal gee. Kyk, die Hemelse Vader jou God het die land aan jou oorgegee, trek op, neem dit in besit soos die Hemelse Vader, die God van jou vaders, jou gesê het. Wees nie bevrees nie, en wees nie verskrik nie. Toe het julle almal na my toe aangekom en gesê, laat ons manne voor ons uitstuur, dat hulle vir ons die land kan verken, en ons berig kan bring aangaande die pad waarlangs ons moet optrek,
en die stede waarby ons sal kom. En die saak was goed in my oë, sodat ek 12 man uit elke stam 1 man geneem het. En hulle het weggedraai en na die gebergte opgetrek tot by die dal van Eskol, kom en dit verken. Hulle het toe van die vrugte van die land met hulle saamgeneem, en dit na ons toe afgebring, en aan ons verslag gegee, en gesê, die land wat die Hemelse Vader, onse God, aan ons sal gee, is goed. Maar julle wou nie optrek nie, maar was wederstrewig teen die bevel van die Hemelse Vader, julle God. En julle het in julle tente gemurmureer en gesê, omdat die Hemelse Vader ons haat, het hy ons uit Egipteland uitgelei om ons in die hand van die Amorite oor te gee, dat hulle ons sal verdelg. Waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmelt, deur te sê, dit is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons. Die stede is groot en tot aan die hemel versterk. En ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. Toe het ek aan julle gesê, word nie verskrik nie en wees nie bevrees vir hulle nie. Die Hemelse Vader, julle God, wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipteland gedoen het, en in die woestyn, waar jy gesien het hoe die Hemelse Vader, jou God, jou gedra het, soos 'n man sy seun dra. Op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle by hierdie plek gekom het. Maar ondanks hierdie woord, het julle nie geglo in die Hemelse Vader, julle God nie. Want voor julle uitgetrek het op die pad, om vir julle plek uit te soek, om julle laar op te slaan snags in die vuur, het julle te laat sien op die pad waar julle langs moes trek, bedags in die wolk. En toe die Hemelse Vader die stem van julle woorde hoor, het hy toornig geword en gesweer en gesê, waarlik, geen een van hierdie manne, hierdie verkeerde geslag, sal die goeie land sien nie, wat ek met eed beloof het om aan julle vaders te gee nie, behalwe Caleb, die seun van Jefune, hy sal dit sien, en aan hom en sy kinders sal ek die land gee, waarop hy geloop het, omdat hy volhard het om die Hemelse Vader te volg. Ook was die Hemelse Vader toornig op my, om julle ontwil, en hy het gesê het, jy sal daar ook nie inkom nie. Joshua die seun van Nun, wat voor jou staan, hy sal daar inkom, versterk hom, want hy sal Israel dit laat beerwe. En julle kindertjies van wie julle gesê het, hulle sal byt word, en julle kinders wat vandag van geen goed of kwaad weet nie, hulle sal daar inkom, en aan hulle sal ek dit gee, en hulle sal dit in besit neem. Maar julle draai om en trek weg na die woestyn, pad na die Skelfsee. Toe het julle geantwoord en vir my gesê, ons het teen die Hemelse Vader gesondig, ons self sal optrek en veg, soos die Hemelse Vader ons God ons beveel het. En toe julle elkeen oor sy oorlogswapen aangegord en daar nog maklik daaroor dink om in die gebergte op te trek, het die Hemelse Vader vir my gesê, sê vir hulle, julle mag nie optrek en veg nie, want ek is nie in julle midde nie, dat julle nie voor julle vyande verslaan word nie. Maar toe ek met julle gespreek het, het julle nie geluister nie, maar julle was wederstrewig teen die bevel van die Hemelse Vader, en het vermetel in die gebergte opgetrek. Toe het die Amorite, wat in die gebergte gewoon het, uitgetrek julle tegemoet en julle agtervolg soos die bye maak, en hulle het julle verstrooi in Seir tot by Horma. En julle het teruggekom en voor die aangesig van die Hemelse Vader geween, maar die Hemelse Vader het na julle stem nie geluister nie, en julle geen gehoor gegee nie. So het julle dan baie dae in Kades gebly, solank as julle daar gebly het. Hoofstuk 2. Daarna het ons gedraai en weggetrek na die woestyn op die pad na die Skelfsee, soos die Hemelse Vader aan my gesê het, en ons het om die gebergte Seir getrek, baie dae lank. Toe het die Hemelse Vader met my gespreek en gesê,
Julle het lang genoeg om hierdie gebergte getrek. Draai noordwaarts weg en gee aan die volk bevel en sê, julle gaan trek deur die grondgebied van julle broers, die kinders van Esau, wat in Seir woon, en hulle sal vir julle vrees. Pas dan goed op. Begeef julle nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal julle van hulle land selfs nie 'n voet breed gee nie, want ek het aan Esau die gebergte Seir as 'n besitting gegee. Voedsel moet julle van julle vir geld koop, dat julle kan eet, en julle moet ook water van hulle vir geld koop, dat julle kan drink, want die Hemelse Vader jou God het jou geseën en in al die werk aan jou hand. Hy ken jou trek deur hierdie groot woestyn, nou 40 jaar lank was die Hemelse Vader jou God met jou. Geen ding het jou ontbreek nie. Daarop het ons verder getrek, weg van ons broers, die kinders van Esau, wat in Seir woon, weg van die pad deur die vlakte, weg van Elat en Eskion Geber. Ons het toe weggedraai en verder getrek op die pad na die woestyn van Moab. Toe het die Hemelse Vader vir my gesê, behandel Moab nie as 'n vyand en begeef jou nie in die oorlog teen hulle nie, want ek sal jou niks van sy land as besitting gee nie, omdat ek Ar aan die kinders van Lot as 'n besitting gegee het. Die Emite tevore daarin gewoon het, 'n volk groot en taalryk en hoog van gestalte soos die Enakite. Hulle word ook vir die Rafaite gehou soos die Enakite, maar die Moabite het hulle Emite genoem. Ook het die Horite tevore in Seir gewoon, maar die kinders van Esau het hulle uit hulle besitting verdrywe en hulle voor hulle uitverdelg en in hulle plek gaan woon, soos Israel gedoen het met die land van sy besitting wat die Hemelse Vader aan hulle gegee het. Maak nou klaar en trek oor die spruit Seret. Toe het ons oor die spruit van Seret getrek, en die dae van ons trek van Kades Barnea af tot ons oor die spruit van Seret gegaan het, was 38 jaar, totdat die hele geslag en die krygsmanne uit die laar omgekom het, soos die Hemelse Vader hulle dit gesweer het. So was die hand van die Hemelse Vader dan ook teen hulle, om hulle uit die laar te vernietig, totdat hulle omgekom het. En toe al die krygsmanne heeltemal onder die volk uit die weg gesterf het die Hemelse Vader met my gespreek en gesê, jy trek vandag die grens van Moab by Ar oor, en jy sal in die land, in die nabyheid van die kinders van Ammon kom. Behandel hulle nie as vyande nie, en begeef jou nie in oorlog teen hulle nie, want ek sal jou niks van die kinders van Ammon se land as besitting gee nie, omdat ek dit aan die kinders van Lot as besitting gegee het. Dit word ook as 'n land van die Rafaite beskou. Die Rafaite het tevore daar gewoon, en die Ammonite het hulle Samsumite genoem. 'n volk groot van taalryk en hoog van gestalte, soos die Enakite, maar die Hemelse Vader het voor hulle uitverdelg, sodat hulle uit hulle besitting verdryf en in hulle plek gaan woon het, soos hy in die geval van die kinders van Esau gedoen het, wat in Seir woon, voor wie hy die Horite verdelg het, sodat die uit hulle besitting verdryf en in hulle plek gaan woon het, tot vandag toe. Ook het die Kaftorite, wat uit Kaftor afkomstig was, die Avite, wat in dorpe tot by Gaza gewoon het, verdelg om in hulle plek te gaan woon. Maak julle klaar, breek op en trek na Arnon rivier. Kyk, ek gee Sion, die koning van Hesbon, die Amoriet en sy land in jou hand. Begin om besit te neem en begeef jou nie in die oorlog teen hom nie. Vandag sal ek begin om die skrik en die vrees vir jou op die volke onder die hele hemel te lê, sodat hulle as hulle tyding aangaande jou hoor, voor jou sal sidder en bewe van angs. Toe het die boodskappers gestuur uit die woestyn van Kedemot na Sion,
die koning van Hesbon, met die woorde van vrede, om te sê, laat my deur jou land gaan, en ek sal pad langs trek, en ek sal nie regs of links uitdraai nie. Voedsel moet jy my verkoop vir geld, dat ek kan eet, en water moet jy my gee vir geld, dat ek kan drink. Laat my net te voet deurtrek, soos die kinders van Esau wat in Seir woon, en die Moabite wat in Ar woon, met my gedoen het, totdat ek na die Jordaan toe trek, in die land wat die Hemelse Vader, onse God, aan ons sal gee. Maar Sion, die koning van Hesbon, wou ons nie by hom laat deurtrek nie, want die Hemelse Vader, jou God, het sy gees verhard, en sy hart verstok, dat hy hom in jou hand kon gee, soos dit vandag is. En die Hemelse Vader het vir my gesê, kyk, ek begin om Sion en sy land aan jou oor te gee, begin om in besit te neem, en om sy land in besit te neem. Toe het Sion uitgetrek ons tegemoet, en hy het sy hele volk om te veg by Jahas. En die Hemelse Vader, onse God, het hom aan ons oorgegee, sodat ons hom en sy seuns en sy hele volk verslaan het. En ons het in die tyd al sy stede ingeneem, elke stad met die banvloek getref, manne, vroue en kinders, ons het niemand laat vry raak nie. Net die vee het ons vir ons geroof, en die byt van die stede wat ons ingeneem het. Van Aroer af, wat aan die kant van die Arnon rivier lê, en in die stad in die dal, tot by Gilead was daar vir ons geen vesting onneembaar nie. Die Hemelse Vader, onse God, het alles aan ons oorgegee. Net naby die land van ons kinders van Ammon het jy nie gekom nie. Die hele kant van die Jabok rivier en die stede van die gebergte en alles wat die Hemelse Vader, onse God, verbied het. OK, hoofstuk 3. Daarna het ons weggedraai op die pad na Basan en opgetrek, en Og, die koning van Basan, het uitgetrek om ons tegemoet getrek, hy en sy hele volk, om te veg by Edrei. Toe het die Hemelse Vader vir my gesê, wees nie bevrees vir hom nie, want ek het hom en sy hele volk en sy land in jou hand gegee, en jy moet met hom doen soos wat jy gedoen het met Sion, die koning van die Amorite, wat in Hesbon gewoon het. En die Hemelse Vader, onse God, het ook Og, die koning van Basan, en sy hele volk in ons hand gegee, sodat ons hom verslaan het, totdat daar van hom niemand oor was nie, wat vrygeraak het nie. En ons het in die tyd al sy stede ingeneem, daar was geen vesting wat ons hulle nie afgeneem het nie. 60 stede, die hele landstreek van Argob, die koninkryk van Og in Basan. Al hierdie stede was versterk, met hoë mure, poorte, grendels, behalwe die groot menigte onbemuurde stede. En ons het hulle met die banvloek getref, soos ons met Sion, die koning van Hesbon, gedoen het, deur elke stad manne, vroue en kinders met die banvloek te tref. Maar al die vee en die byt van die stede het ons vir ons geroof. So het ons dan in die tyd van die land uit die hand van die 2 konings van die Amoriet diskan die Jordaan geneem, van die Arnon rivier af tot by die berg van Hermon. Die Sideners noem Hermon Sirion, maar die Amoriete noem dit Senir. Al die stede van die gelykveld en die hele Gilead en die hele Basan tot die Salga en Edrei, stede van die koninkryk van Og in Basan. Want Og, die koning van Basan, het net alleen oorgebly van die Rafiete. Is sy ledekant, 'n eysterledekant, nie daar in Raba van die kinders van Ammon nie. 9 el is sy lengte en 4 el sy breedte, gewone elle. En hierdie land het ons in die tyd in besit geneem, van die Aroer af, wat by die Arnon rivier gelê het, en die helfte van die gebergte van Gilead, met die stede daarvan, het ek aan die Reubeniete en die Gadiete gegee. En die oorige deel van Gilead, saam met die hele Basan, die koninkryk van Og, het ek aan die halwe stam van Manasse gegee, en die hele landstreek van Argob, daar die hele Basan word die land van die Rafaite genoem.
jaar, die seun van Manasse, het die hele landstreek Argob tot by die grens van die Gesuriete en die Magiete gekry, en dit naamlik Basan na sy naam Jersdorp genoem tot vandag toe. En aan Mager het ek Gilead gegee, maar aan die Reubeniete en die Gadiete het ek van Gilead af tot by die Arnon-rivier gegee, die middel van die riviere saam met die owerland tot by die Jaboksrivier, die grens van die kinders van Ammon. Daarby die vlakte en die Jordaan saam met die grondgebied van die Kinneret af tot by die see en die vlakte, soos die Soutsee onder aan die hange van Pisga teen die ooste. Verder het ek in die tyd aan hulle bevel gegee en gesê, die Hemelse Vader, julle God, het aan julle hier die land gegee om in besit te neem. Gewapend moet julle voor julle broers, die kinders van Israel, oortrek, al die dapper manne, net julle vroue en julle kinders en julle vee. Ek weet dat julle baie vee het, kan in julle stede bly wat ek aan julle gegee het, totdat die Hemelse Vader aan julle broers soos aan julle rus gee, en hulle ook in die land in besit neem, wat die Hemelse Vader, julle God, aan hulle oorkant die Jordaan sal gee. Dan kan julle teruggaan, elkeen na sy besitting, wat ek aan julle gegee het. Ook het Joshua in die tyd beveel en gesê, jou oë het alles gesien, wat die Hemelse Vader, julle God, aan hierdie twee konings gedoen het. So sal die Hemelse Vader aan al die koninkryke doen, waarin jy oortrek. Julle moet vir hulle nie bang wees nie, want dit is die Hemelse Vader, julle God, wat vir julle stry. Ook het die Hemelse Vader in die tyd gesmeek en gesê, Hemelse Vader, u het begin om u knegt, u grootheid en sterkte hand te laat sien, want watter God is daar in die hemel en op die aarde, wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos u. Laat my tog oortrek en die mooi land sien, wat oorkant die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. Maar die Hemelse Vader het toornig op my geword, om julle ontwil, en my nie verhoor nie, maar die Hemelse Vader het vir my gesê, dit is nou genoeg, moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga, en slaan jou oë op na die weste, en na die noorde, en na die suide, en na die ooste, en bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Gee dan bevel aan Joshua, en versterk hom, en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek, en hy sal hulle die land, wat jy sal sien, laat erwe. En ons het op die dal teenoor Bet-Peor gebly. Deuteronomium 4. Die vermaning om die gebooie van God te onderhou. Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Hemelse Vader, die God van julle vaders, aan julle sal gee in besit en mag te neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Hemelse Vader, julle God, mag onderhou, wat ek julle beveel. Julle oë het gesien, wat die Hemelse Vader weens Baal-Peor gedoen het, want al die manne wat agter Baal-Peor aangeloop het, het die Hemelse Vader jou God onder jou uitverdelg. Julle daarenteen het die Hemelse Vader julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Hemelse Vader my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te kan neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk.
Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos wat die hemelse Vader, onse God, so dikwels as ons hom aanroep. En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Die dag dat jy voor die aangesig van die hemelse Vader, jou God, by Horeb gestaan het, en die hemelse Vader aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, en hulle kan leer om my te vrees, al die dae van hulle wat op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. Toe het julle nader gekom, en onder aan die berg gaan staan, en die berg het met vuur gebrand, tot in die middel van die hemel, met duisternis wolke en 'n wolke donkerheid. En die hemelse Vader het met my, julle uit die vuur gespreek. Julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie, net 'n stem was daar. Toe het hy aan julle sy verbond verkondig, wat hy julle beveel het om te doen, die 10 woorde, en dit op 2 kliptafels geskrywe. Ook het die hemelse Vader my in die tyd bevel gegee, om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem. Neem julle dan terdee in ag ter wille van julle siele, wat julle het geen verskyning gesien op die dag, wat die hemelse Vader by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie, sodat julle nie verderflik handel, deurdat julle vir julle 'n gesneede beeld of 'n gelykenis van enige afgodsbeeld maak nie, 'n afbeelding van 'n man of 'n vrou nie, 'n afbeelding van enige dier wat op aarde is nie, 'n afbeelding van enige gevleelde voël wat in die lug vlieg nie, 'n afbeelding van enige iets wat op die aarde kruip, of 'n afbeelding van enige vis wat uit die water onder die aarde is nie. Dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien, en die maan en die sterre, hele leer van die hemel, jou laat verlei, en voor hulle neerbuig, en hulle nie dien nie. Dinge wat die hemelse Vader jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. Maar die hemelse Vader het julle geneem, en julle uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgelei, om sy erfvolk te wees, soos dit vandag is. Ook was die hemelse Vader toornig op my om julle ontwil, en hy het gesweer dat ek oor die Jordaan nie sal gaan en nie sal kom in die goeie land wat die hemelse Vader jou God jou as 'n erfenis sal gee nie. Want ek sal in hierdie land sterwe, ek sal oor die Jordaan nie gaan nie, maar julle sal oorgaan en daar die goeie land in besit neem. Neem julle in ag dat julle die verbond van die hemelse Vader julle God, wat hy met julle gesluit het, nie vergeet nie, en vir julle geen gesneede beelde maak nie, 'n gelykenis van enigiets wat die hemelse Vader jou God jou verbied het. Want die hemelse Vader jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. As sy kinders en kindskinders sal verwek, en julle in die land verouderd sal wees, en verderflik handel, deurdat julle 'n gesneede beeld maak, 'n gelykenis van enigiets, en doen dit wat verkeerd is, in die oë van die hemelse Vader jou God, om hom te terg. Dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuienis teen hulle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan, waarheen julle oor die Jordaan trek, om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word.
En die Hemelse Vader sal julle onder die volke verstrooi, en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly, waarheen die Hemelse Vader julle sal drywe. En daar sal julle gode dien, die werk van mensehande, hout, klip, wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie. Dan sal julle daarvandaan die Hemelse Vader jou God soek, en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. As jy in die nood is, en al hierdie dinge aan die einde van dae oor jou kom, sal jy na die Hemelse Vader jou God terugkeer, en na sy stem luister. Want die Hemelse Vader jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. Hy sal die verbond van jou vaders wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. Want doen tog ondersoek na die vorige dae wat voor jou gewees het en van die dag af dat God mense op die aarde geskape het, en van die een einde van die hemel tot by die ander einde van die hemel, of so iets groots gebeur het, of iets dergeliks gehoor is. Het 'n volk die stem van God uit die vuur gehoor spreek, soos jy gehoor het, en in die lewe gebly, of het 'n God probeer om vir hom 'n nasie uit 'n ander nasie te gaan neem, deur versoeking, deur tekens en wonders, en deur oorlog en deur sterke hand en 'n uitgestrekte arm, en deur die groot skrikwekkende dade, soos die Hemelse Vader julle God met julle voor jou oë in Egipte gedoen het. Jy self het dit gesien, dat jy kan weet dat die Hemelse Vader God is. Daar is geen ander buite hom nie. Uit die hemel het hy jou sy stem laat hoor, om jou te onderrig, en op die aarde het hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor. En omdat hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en hulle self jou deur die groote krag van Egipte uitgelei het, om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit te verdrywe, en jou in te bring om in die land aan jou die erfenis te gee soos dit vandag is. Daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die Hemelse Vader God is, en bo in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander nie. En jy moet sy insettinge en sy gebooie hou, wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou en jou kinders na jou goed mag gaan, en dat jy die dae mag verleng in die land wat die Hemelse Vader jou God jou altyd sal gee. Vrystede oos van die Jordaan, van vers 41 af. Toe het Moses 3 stede afgesonder oos van die Jordaan teen sonop, sodat hy wat 'n doodslag begaan het, daarheen kon vlug, wat sy naaste sonder opset doodgeslaan het, terwyl hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie, sodat hy in een van hierdie stede kan vlug en aan die lewe kan bly. Beser in die woestyn, in die landstreek van die gelykveld vir die Reubeniete, en Ramot in die Gilead vir die Gadiete, en Golan in die Basan vir die Manassiete. Herhaling van die 10 gebooie vanaf vers 44. En dit is die wet wat Moses die kinders van Israel voorgehou het. Dit is die gelykenis en die insettinge en verordeninge wat Moses meegedeel het aan die kinders van Israel by hulle uittog uit Egipte. Oos van die Jordaan in die dal teenoor Bet Peor, in die land van Sion, die koning van die Amorite wat in Hesbon gewoon het, wat deur Moses en die kinders van Israel verslaan is, by hulle uittog uit Egipte. En hulle het sy land in besit geneem, en die land van Og, die koning van Basan, die 2 konings van die Amorite, oos van die Jordaan, teen sonop, van Aroer af, wat aan die kant van die Arnon rivier lê, tot by die berg van Sion, dit is Hermon. En die hele vlakte oos van die Jordaan, teen sonop, tot by die see van die vlakte, onderaan
die hange van Pisga. Hoofstuk 5. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê: Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Hemelse Vader, onse God, het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Hemelse Vader hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Hemelse Vader op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in tyd tussen die Hemelse Vader en julle gestaan om aan julle die woord van die Hemelse Vader bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie, en hy het gesê: Ek is die Hemelse Vader, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, en hulle nie dien nie, want ek, die Hemelse Vader, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die 3de geslag en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van jou Hemelse Vader, jou God, nie uitelik gebruik nie, want die Hemelse Vader sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Mense, net 'n punt, dis hoekom die tetragram vir my so belangrik is. Onderhou die Sabbatdag, dat dit heilig is, soos wat die Hemelse Vader, jou God, jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Hemelse Vader, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaat, of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaat kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Hemelse Vader jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Hemelse Vader jou God jou beveel het om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Hemelse Vader jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Hemelse Vader jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaat, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Hemelse Vader julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolkdonkerheid met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het dit op die 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. En toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toegekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes, en gesê: Kyk, die Hemelse Vader, onse God, het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly. Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer, as ons die stem van die Hemelse Vader, onse God, nog langer hoor, sal ons sterwe. Want wie is daar van al die vlees wat die stem van die lewende God uit die vuur hoor spreek, het soos ons en in die lewe gebly het? Gaan u naderby en hoor alles
wat die Hemelse Vader, onse God, sal sê, dan kan u ons alles meedeel wat die Hemelse Vader, onse God, met u sal spreek, en ons sal dit hoor en dit doen. En die Hemelse Vader het die stem van julle woorde gehoor, en toe julle met my gespreek het, toe sê die Hemelse Vader vir my, ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk, wat hulle met jou gespreek het. Dis alles goed wat hulle gespreek het. Ag, as hulle maar net so hard gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Gaan sê vir hulle, gaan maar terug na julle tente toe, maar jy bly hier by my staan, dat ek jou kan meedeel al die gebooie en al die insettinge en verordeninge wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat ek hulle sal gee, om dit in besit te neem. Sorg dan dat julle doen soos wat die Hemelse Vader, julle God, julle beveel het. Julle mag nie regs of links afwyk nie. In al die weë van die Hemelse Vader, julle God, julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle kan goed gaan, en julle die dae kan verleng in die land wat ek julle in besit sal laat neem. Tot sover.